susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is. Baie welkom aan elkeen van julle. Ons glo vertrou dat die Here tydens hierdie erediens vanoggend by ons sal wees, dat hy ons sal sterk deur sy Gees om sy woord te luister en ook ons lewens elke dag daarvolgens in te rig. Geliefde broers en susters, kom ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil en dan bring ons onsself in gereedheid om te luister na wat die Gees vir ons gemeente wil sê. Die Here sê vir ons, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Geliefde broers en susters, die genade van ons Here Jesus Christus sal by elkeen wees, wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen.
susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte in die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing lied 232 vers 1. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerk het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing die 599 vers 1 tot 3. Ek lees vir ons vers 1. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Ek noem die 599 vers 1 en 3 as wederwaarskuwing. Verloop nie, maar my week was 'n geweldige, gevulde, negatiewe week gewees. Ek het nou hierdie week met 'n klomp mense te doen gehad wat kan kla. Dit was iets verskrikliks gewees. Hulle kla oor letterlik alles. As dit nie is oor die politiek nie, dan kla hulle oor tyd wat te vinnig vlieg. As hulle nie kla oor dit nie, dan kla hulle weer oor iets anders. Hulle kla oor ons jong mense se maniere. Hulle kla oor letterlik enige denkbare ding onder die son. En soos wat mense aanhou om te kla, kom jy agter myself die mense wat nie kla nie, dat hulle begin ook al negatief raak. Hulle begin ook al 'n bietjie hoop verloor. En onmiddellik besef ek dink die hele ding waardeur mense op hierdie stadium gaan, is dat mense begin hoop verloor omdat daar soveel dinge is wat verkeerd is. As ek kyk na die video's wat ek hierdie week gekry het, dan is dit altyd iemand wat kla oor die onbevoegdheid van die regering om die land te regeer. Jy kry gereeld boodskappe met mense wat sukkel met die basiese dienslewering van munisipaliteite. En ek praat nie net van ons eie dorpie, ek praat van reg oor die hele land. Hoe gereeld hoor ons nie van mense wat negatief is omdat hulle die slagoffers is van misdaad, omdat hulle dalk sukkel met 'n klomp dinge in hulle lewe. En dan praat ek nie eers van die sosiale verval van ons samelewing. Mense wat ander uitkyk op die lewe het waarin ons nie gewoond is nie. Nuwe uitdagings wat ons in die gesig staan, nuwe teleurstellings wat oor ons pad kom. Mense raak by die dag al hoe meer negatief en negatief. Mense begin verloor hoop.
Toe sê 'n lidmaat tydens huisbesoek hierdie week vir my, Dominee, wanneer gaan ons nou eendag 'n bietjie weer wen? Want ons verloor net die hele tyd. Nou, geliefde broers en susters, verskoning. Vanoggend lees ons saam, en ons lees dit nou in die lig van die vraag wat hierdie lidmaat van ons gevra het, wanneer gaan ons weer 'n slag wen? Kom ons lees vandag saam met Rigters 7 uit, ons gaan daarvan vers 1 af lees. Die verhaal gaan oor Gideon, nog 'n negatiewe mens, nog 'n mens kan amper sê 'n klein gelowige, 'n onseker tipe mens, wat hier voor 'n groot uitdaging te staan kom. Rigters 7 hier van vers 1 af. Jerubbaal dit is Gideon, en al sy manne het vroegmôre klaargemaak en kamp opgeslaan by En-Garot. Die kamp van Midian was noord van Gideon se, in die vlakte van die Waarsers-hoogte. Die Here het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Jy moet vir die manskappe sê, die wat bewe en bang is, moet omdraai en van Gileadberg op pad gee. Al die manskappe moet dit kan hoor. 22.000 man het toe van die leer af pad gegee en 10.000 het oorgebly. Toe sê die Here vir Gideon, daar is nog te veel. Vat hulle al water toe en daar sal ek hulle vir jou sit. As ek vir jou sê, hierdie een moet saamgaan, moet hy met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een mag nie saamgaan. Hy mag nie met jou saamgaan. Toe het Gideon die manne afgevat water toe, en daar het die Here vir hom gesê, elkeen wat water drink soos 'n hond, dit met sy tong oplek, moet jy skei van die wat kniel om te drink. 300 het die water met die hand opgeskep. Die res het gekniel om te drink. Toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle red, 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian jou mag oorgee. Die ander moet almal huis toe gaan. Geliefde broers en susters, Gideon kom voor 'n geweldige groot uitdaging te staan. 'n Groot uitdaging wat op sy skouers rus. Hy moet onderdrukkers van die Israeliete, dit sluit in die Amalekiete en die Midianiete en 'n klomp ander volke uit die ooste uit. Hy moet hierdie druk van hulle, hierdie juk van hulle, moet hy afgooi van die volk af. Wat maak hierdie uitdaging vir Gideon so groot? Dit is eintlik baie eenvoudig. Hulle was baie. En as ek sê baie, bedoel ek, hulle was verskriklik baie. Ons lees so Rigters 7 vers 12, die Midianiete, die Amalekiete en die ander mense uit die ooste wat die vlakte ingeval het, was so baie so springkane. En die kamele kon nie getel word. Hulle was so baie soos die sand van die see. En Gideon staan hier op aandrang van die Here met net 300 man. En dan wen hulle. Gemeente, ons lees hier so Rigters 7 vers 21, hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. Toe die 300 man die ramshoring blaas, het die hele kamp op die vlug geslaan. Hulle het geskreeu en gehardloop. Toe die Here dit bewerk het, hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. Jy sê, geliefde broers en susters, telkens wanneer die mense van God gelowig is in die minderheid is, dan wen hulle in die naam van die Here. En die Bybel gee vir ons talle voorbeelde daarvan. Kom ons dink maar byvoorbeeld aan die profeet Elisa en sy slaaf. Die koning van Aram stuur sy hele leer om Elisa te gaan vang. En dan lees ons hierso in 2 Konings 6 vers 14 tot 18. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan. En toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak ons sy oë oop dat hy kan sien.
Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en struikwaans van vuur. 3 Arameërs op hom afstorm. Elisa het aan die Here gebid: "Slaan tog hierdie mense met blindheid." Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa vra. Elisa en sy slaaf is net 2. Hierdie 2 kom te staan teen 'n hele weermag. Hulle is by verre in die minderheid. En dan wen hulle. Hoekom wen hulle? Want God self gryp in. God self beskerm gelowiges. God self beskerm die mense wat in hom glo. God gebruik sy engele om vir Elisa en sy slaaf te beskerm. En dan weer klink iets van Psalm 91 vers 11 vir ons ore. Daar sê die psalmdigter vir ons dat die Here sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Wanneer God se kinders, God se mense in die minderheid is, dan wen hulle omdat God by hulle is. Selfs in die Nuwe Testament kry ons voorbeelde daarvan. Dink maar aan Petrus. Petrus word gevange geneem om die volgende dag voor koning Herodes te gaan verskyn. En dit is eintlik 'n uitgemaakte saak. Petrus sal skuldig bevind word en hy sal ter dood veroordeel word. Petrus sal die volgende dag reggestel word. Petrus is een man alleen. En die Joodse en die Romeinse weermag is besig om hom op te pas. Hy is by verre in die minderheid. En dan wen hy. Lees hier so in Handelinge 12 vers 6 tot 11. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettinge geboei voor die deur, wagte die tronk bewaak. Met eens staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus sy om hom wakker te maak. Sê vir hom: "Staan gou op." Onmiddellik het die boeie van sy hand afgeval. Toe sê die engel vir hom: "Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan." Petrus het dit gedoen. En toe sê die engel vir hom: "Trek jou boekleed aan en kom saam met my." Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry het. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby, ook by die tweede. Toe hulle by die eysterdeur kom wat aan die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en hy eind by die straat af was, het die engel vir Petrus skielik vernader. Toe dring dit op Petrus deur wat met hom gebeur het. En hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. Weereens is Petrus in die minderheid. En dan red God sy kinders. Geliefde broers en susters, in ons eie geskiedenis vind ons presies dieselfde vrae. Waar ons eie mense telkens in die minderheid is, te staan kom voor uitdagings en gevare wat ons weet ons einde kan beteken. Maar dan oorwin ons dit, omdat God vir ons die bres doen. Dink maar aan die slag van Bloedrivier. Jy sit hier met nagenoeg 470 boere. En hulle kom te staan tussen 10 en 20.000 Soebiënters. Hulle is by verre in die minderheid. En dan wen hulle. Hoekom? Want hulle het die Here vertrou. Hierdie groepie boere het 'n gelofte aan God afgelê. 'n Gelofte waarin hulle die Here beloof het onder die leiding van Saul se Heer dat ons sal, as een ons die oorwinning gee, 'n kerk oprig waar die behaag. Ons sal hierdie dag vier as 'n Sabbatdag en ons sal ons kinders en ons kleinkinders, die opkomende geslag sal ons vertel van dit wat gebeur het, sodat hulle die gelofte wat ons aan maak sal nakom. Hierdie handjievol boere plaas hulle vertroue in die Here. En al is hulle
in die minderheid, dan wen hulle. Veral as ons die slag van Bloedrivier vergelyk met die slag van Isandlwana. By Isandlwana het jy 1800 Britse soldate gehad, toegerus met die nuutste en die mees moderne Martini Henry gewere. As jy voorlaai, as jy goed met magasyne, hulle skiet koels. Nuwe gewere, hulle het kanonne, hulle is meer. Hulle kom ook te staan teen ongeveer 20.000 Zulu-Impies. En die uiteinde van die slag van Isandlwana, 1300 Britse soldate verloor daardie dag hulle lewe. Omtrent 1000 Zulus kom om in die slag. Die Britse weermag ly 'n groot nederlaag. En daardie nederlaag het in die geskiedenis afgegaan as die grootste nederlaag wat Brittanje nog ooit teen inheemse volke gelei het. Terwyl ons praat van die Britte, kan ons gerus praat oor die twee vryheidsoorloë wat ons voorvaders ook geveg het. Ons kan veral dink aan die Anglo-Boereoorlog. Volgens die Falset-Kommissie verslag het 54.000 boere te staan gekom teen 450.000 Britse soldate. Weereens sy het nie minderheid, maar dan wen hulle. Die verslag sê wel dat 4.000 boerekommandelede doodgeskiet is, maar nagenoeg 22.000 Britse soldate. Maar nie net dit. Wat was die effek van die Anglo-Boereoorlog op die Britse ekonomie? Die Anglo-Boereoorlog het die magtige Britse koninkryk 211 miljoen pond gekos in 1899 tot 1902. Dis nagenoeg vandag 25 biljoen pond. Die effek, die vernietigende effek wat die Anglo-Boereoorlog op die Britse ekonomie gehad het, was selfs groter as die van die Tweede Wêreldoorlog. Weereens was die boere in die minderheid, maar dan wen hulle. Die werklikheid is egter 26.000 vrouens en kinders het omgekom in konsentrasiekampe. En dis nie heeltemal regverdig wanneer jou vrou en kinders veilig in Engeland sit terwyl die oorlog aan die gang is. Baie historiese het eens vandag dat die Anglo-Boereoorlog was eintlik 'n volksmoord op die Afrikaner volk. Maar hier sit ons vandag. Wanneer gelowiges vertrou op die Here, wanneer kinders van die Here elke dag aan hom vashou, dan wen hulle, selfs al is hulle die minderheid. Liefde broers en susters, uit alles wat ons in die Bybel vandag gelees het, uit dit wat ek vandag van u vertel het, is een ding baie seker. Met God aan ons kant, kan ons nie verloor. Selfs al raak ons moedeloos of negatief oor dinge wat gebeur, wanneer God by ons is, verloor ons nooit. Ons kan vandag elkeen na ons eie lewens gaan. En hoe baie keer voel u en ek nie tog maar na die absolute minderheid. Voel dit vir ons asof ons so oorweldig is met die groot probleme by ons werk, in ons huise, in ons besighede, in ons boerdery. Dit voel asof ons so ver in die minderheid staan dat ons geen kans staan teen hierdie berg van uitdagings wat ons elke dag konfronteer. Hoe baie keer voel dit nie vir ons asof ons in die minderheid is? Wanneer dinge skeefloop in ons huwelik, wanneer my huwelik begin verbrokel, of wanneer verhoudings uit mekaar uit begin val, tussen my familie, of my vriende, of dalk gewoon het my kinders. Baie keer laat die diagnose van 'n dokter piek klein voel, die aanval en die aanslag van die siekte. So baie keer voel ons na die minderheid. Die minderheid om binne die vermoë van onsself te wees om ons gesinne te beskerm, of gewoonheid om ons gesinne te versorg, liefde te gee, om sekuriteit te bied vir ons geliefdes. God se woord leer vir ons. En God se dade in die geskiedenis wys vir ons dat met God aan ons kant wen ons altyd. Selfs al is ons die minderheid.
Geliefde broers en susters, kom ons vertrou op die Here. Want by God wen ons, selfs al is ons die minste. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons bid saam. Ons almagtige God en dierbare hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om vanoggend opnuut weer in u woord verseker te kan word, dat u stap 'n pad saam met mense, u stap 'n pad saam met elkeen van ons. Here, ons kyk na die wêreld rondom ons, gebeure in die wêreld, en dan voel dit baie keer vir ons, Here, asof daar geen hoop meer oor is nie. So baie keer word ons gevul met vrees, wanneer ons sien wat in die land rondom ons in die gebeur is. Dan wil ons moed opgee. Dan dink ons, Here, dat dit is verby met ons. Vergeet maklik, Here, dat wanneer u aan ons kant is, wanneer ons elke dag in afhanklikheid van u leef, wanneer ons volle vertroue in u plaas, dan wen ons, selfs al is ons nie minderheid. Dankie, Here, vir daardie hoop wat u vir ons bring. Daardie sekerheid wat u vir ons in die woord gee. Maar Here, tog ook daardie bewys dat u dade in die wêreld en u ingrype in mense se lewens vir ons elke dag gee. Here, laat ons elke dag vashou aan daardie sekerheid. U het ons oneindig lief. So lief, Here, dat u die enigste seun vir ons gestuur het, om in ons plek 'n vervloekte dood te sterf, sodat ons vir altyd kan lewe. Here, ons het geen hoop verder as dit nodig het. En laat ons in daardie hoop elke dag vashou. Laat ons vasklou aan daardie sekerheid. U stap op pad saam met elkeen van ons. Ons kom bid vandag, Here, vir ons gemeente, vir elke lidmaat van ons gemeente. Ons gebed is, Here, dat daar waar ons soveel kere vasgevang word met probleme, uitdagings, konfliksituasies en selfs teleurstellings, is dit ons gebed, Here, maak ons rustig en maak ons oop, sodat ons kan sien, u staan ons altyd by. U gee u engele opdrag, ons elke dag te beskerm, elke dag te dra. Here, ons bid u seën af, elkeen van ons lidmaat, ons bid u seën af op ons kerk. Dra ons, Here, lei ons, Here, laat ons tog 'n gebruiksartikel in u hand wees, dat u lig in die wêreld laat skyn. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit enigstens verdien nie, of enige meriete aanspraak daarop het nie. Ons bly in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefde broers en susters, as 'n slotsang sing ons Psalm 33, ons gaan daar die eerste, die 6de en die 7de vers sing. Ek wil graag vir u die 6de vers daar lees. 'n Vors oorwin nie deur sy eie magte. Wat baar die grootheid van sy leer? Hy wen nie deur die perd se kragte. Die triomfeer steen op die Heer. En na die wat hom dien, sal die Here omsien. Hy sal hom behou. Hy sal deur sy krag wen. Hulle sal sy mag ken en daarop vertrou. Sing as 'n slotsang Psalm 33, die eerste, die 6de en die 7de vers.
gaan in sy vrede. Mag God, die bron van alle hoop, u deur u geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat die hoop al hoe sterker sal word, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters,